Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord. Ons eer die Here vir die genade wat hy oor ons uitstort dag na dag. En die Bybel sê vir ons, uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. En eer ons die Here dat hy 'n barmhartige en genadige God is, groot van goedertierenheid en lankmoedigheid, en dat hy vir ons tree na tree lei elke dag op ons lewenspad. En mag die Here vir ons ook ryklik seën terwyl ons vanmôre sal aangaan met ons reeksie wat handel oor Bybelse berading, verblywende verandering. Ons is by deel 3 wat handel oor Bybelse optrede in tye van krisis. En nou, net vinnig vriende, gister het ons bietjie gepraat oor die 4 groot kwelvrae in kinders van God se lewe wanneer uitdagende tye en krisistye oor hulle lewe kom. Die gedagte is God werklik in beheer? Weet God werklik wat hy doen? Hoe kan God hierdie ding of dinge oor my lewe toelaat en waarom het die Here hierdie dinge nou in my lewe toegelaat? En jy sal onthou, ons het maar gepraat oor verskillende scenario's. Vir u gesê ons sal later bietjie meer uitbrei hieroor. Maar ons eer die Here dat ons weet dat ten spyte van die vrae in ons harte, en ons gaan vanmôre na Job kyk, hy het ook met vrae gesit. Luister, elke kind van die Here, al dank ons die Here en weet ons dat hierdie krisistyd tot ons voordeel sal wees, is daar nog steeds vrae in ons gemoed, want ons bly mens. Ons bly in hierdie sondige liggaam vasgevang. Alhoewel ons aan die Here behoort, stoei ons met ons menswees, met die uitdagings, met die dinge in ons lewe en die dinge wat aangaan. Daarom gaan ons vanmôre gou na Job se lewe kyk en net sien in 'n paar oomblikke gaan ons bietjie opsom dit wat Job ervaar en beleef het en hoe ons daaruit kan leer. En dan gaan ons bietjie môre begin by 'n paar oplossings, 'n paar Bybelse gedagtes. Nou vriende, as ons kyk na Job se lewe, dan sien ons baie duidelik, daar staan in Job 1 vers 1 die volgende: daar was 'n man in die land Us, wie sy naam was Job. Hoor nou wat staan daar? En die man was vroom en opreg en godsvreesend en een wat afwyk van die kwaad. Wat vir my baie besonder was, is by die eerste vers van Job sien ons die aankondiging wat gemaak word oor Job se lewe. Wie Job was. Job se teologie was reg. Met ander woorde, Job se verstaan van God was reg. Job se vertroue in God was eg gewees. Want die Bybel sê vir ons, hy was vroom, hy was opreg en hy was godsvreesend en hy het afgewyk van die kwaad. Wat 'n wonderlike opsomming van hierdie man se lewe. En die Bybel sê vir ons, daar was vir hom 7 seuns gebore en 3 dogters gebore. Sy besittings was 7000 stuks kleinvee, 3000 kamele, 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. En die meeste van ons sal graag die verhaal hier wil afsluit en sê, and they live happily ever after. Die meeste van ons sou graag hierdie aan die einde van hierdie 3 verse wou geskryf het. Maar vriende, die Bybel gee nie vir ons hierdie einde nie. Die Bybel leer vir ons in vers 7 dat die Satan voor God verskyn het. En die Here vra vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê van 'n swerftog oor die aarde. En hoor nou, die Here vra vir die Satan. Nie die Satan vir die Here, nie, die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom, opreg, godsvreesend en een wat afwyk van die kwaad. So, die getuienis van Job in vers 1 is, dat Job hierdie man is, wat opreg, vroom, godsvreesend is. God gee dieselfde getuienis. En nou sê die duiwel vir die Here, ja Here, ek hoor, is dit vir nie dat Job God vrees? Het u homself nie, en sy huis en alles wat hy het, van alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land. En die duiwel gee hier erkenning, en hy sê, maar luister, dit is God wat seën en voorspoed en gesondheid en geluk bring. Dis uit die hand van die Here wat dit aan ons kant toe kom. Vers 11. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Onthou, die duiwel ken nie die toekoms nie. Hy weet nie wat môre of oormôre gaan gebeur nie. Hy weet nie wat die volgende minuut gaan gebeur nie. So hier kom die duiwel amper en hy stel God voor hierdie uitdaging. Neem alles van Job weg en u sal sien, Job sal u vloek. Nou, God het geweet wat die uiteinde gaan wees, want God word nie onverhoeds betrap nie. En die Here laat toe dat die duiwel alles op een dag van Job wegneem. Nou vriende, luister baie mooi. Job se geloof was geanker in die Here. Hy het nie geweet van die vergadering wat in die hemel plaasgevind het nie. Hy het nie geweet waarom al hierdie goed nou oor sy lewe kom nie. Hy het nie die uiteinde van sy lewe geken, geweet dat sy lewe meer voorspoedig sal wees aan die einde as aan die begin nie. Hy het van niks van hierdie goed geweet nie. Maar op daardie stadium het God het goed gedink om sy geloof op die proef te stel. Ek het vir u gesê, geloof wat nie getoets kan word nie, is 'n geloof
wat nie vertrou kan word. Een van die grootste bewyse dat jou kunskap eg is wanneer die Here erge krisisse oor jou lewe toelaat en jy soos goud tevoorskyn kom. Nou die Bybel leer vir ons dat Job alles verloor op een dag. Luister, hy verloor letterlik alles op een dag. Sy 7000 stuks kleinvee, sy 3000 kamele, sy 500 paar beeste, sy 500 eselinne. Hy verloor sy kinders, hy verloor alles op een dag. En luister, hy het nie op en af gespring en 'n partytjie gehou en gesê, ek prys die Here dat al hierdie goed met my gebeur het nie. En my kinders was in elk geval net vir my geleen en die Here die beste ou blommetjie kom pluk vir sy koninkryk en al hierdie dinge wat ons vandag hoor nie. Nee, die Bybel sê vir ons baie duidelik, Job het in daardie oomblik, het hy in sak en as gaan sit. Daar was pyn in sy siel, daar was hierdie rou, die trane, die vrae en die worstelinge. Luister, Job was nie 'n roubord nie, hy was 'n mens. En vriende, ons dadelike en onmiddellike reaksie in tye van krisisse is om in hierdie geweldige ellende onsself te bevind, wat ons by onsself dink, waarom het hierdie ding gebeur? Hoe sal ek hierdie ding kan hanteer? En Job roep uit en hy sê, onthou nou, hy sit letterlik in sak en as. Die duidelike teken van rou is sigbaar. Ander kon sien dat Job nou swaar kry, dat Job erge trauma beleef, dat die krisis hom in die grond druk. Maar Job se woorde, naak het ek uit die moeder se skoot gekom, naak sal ek daarin terugkeer, die Here het gegee, en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloof. Luister, Job sê nie, die Here het die goedheid vir my gegee en die ou Satan het alles kom wegneem nie. Nee, hy gee nie aan Satan eer nie. Satan kan niks doen nie. Luister vriende, die duiwel is onder beheer van God. Daar is niks wat hy kan doen, waarvoor hy nie God se toestemming nodig het nie. En ons is nie daar om God voor te skryf vir wat hy die vyand toelaat om te doen nie. Maar al wat ons weet is dat Job se teologie is reg. Job se verstaan van God is reg. Job se verstaan van die Bybel is reg. Want die woorde wat hy hier gebruik, die Here het gegee en die Here het geneem, is hoofletters H-E-R-E. Met ander woorde, die verbondsgod van die Bybel, die ek is, die Almagtige, het dit toegelaat. Hy sê die Here, die Almagtige, die God van Abraham, Isak en Jakob, hy is die God wat gegee het en hy is die God wat geneem het. Hulle reken dat Job die oudste boek in die Bybel is nog geskryf, een van die heel eerste boeke wat geskryf is, maar hoe dit ook al mag sê, hierdie man Job het die God van die Bybel geken. Vers 22 sê, by dit alles het Job nie gesondig en aan God niks ongeruims toegeskrywe nie. Nou ken u die situasie dat dieselfde toneel hom in die hemel afspeel en die ou duiwel sê vir die Here, dis omdat Job nog gesond is. Alles is nou weggeneem, maar Job is nog spring lewendig en gesond en neem sy gesondheid weg. Dan sal u hoor, hy sal u vervloek en hy sal u verloon. En die Bybel sê vir ons die lafhartigheid van Satan, van kop tot tone, tref hy vir Job, dat hy vol swere is. Die sig loop daar uit, die Bybel sê, hy het sy wonde gekrap met potskerwe, die pyn, die sig wat uitloop. Ek wil vir u sê, ek probeer myself baie keer indink en ek kan nie, die ondraaglike pyn waardeur Job moes gegaan het. En toe kom die sogenaamde 3 vriende daaraan en vir 7 dae bly hulle stil. En dis omtrent die beste wat hulle kon doen, is om eerder hulle mond te hou, voor hulle kom sit het en uit 'n regbank om probeer beoordeel het. En ek wil vanmôre net vir jou sê, as jy gesond is en een van jou geliefdes of jou vriende is siek, moenie gaan sit soos 'n regter en hulle beoordeel en sê, dis omdat jy A, B en C gedoen het, dat God jou nou straf nie. Lê jou vinger op jou mond, voor jy dinge kwytraak wat nie waar is nie. Jy weet nie altyd waarom God oor mense sekere dinge toelaat nie. Daar is sekere tye waar die Here sonde dig, ons weet dit, maar in Job se geval en in baie gevalle, is dit so dat die Here die geloof op die proef stel. In hierdie geval kom Job se vrou na hom toe en sy sê vir hom, vloek God en sterwe man, waarom wil jy so God dien? 'n Duidelike bewys dat Job se vrou heel moontlik die Here nie geken het nie. Dat Job se vrou hierdie tipiese voorspoedsteologie gehad het. Solank dit goed gaan, eer ons die Here, as dit begin sleg gaan, wil ons niks met hom te doen hê nie. Dis die deursnee kerkganger vandag. Luister wat ek hier sê, die deursnee Christen vandag in Suid-Afrika en wêreldwyd wat in hierdie massiewe groot kerke sit en hierdie klomp predikante aanhoor week na week wat praat oor geld, gesondheid, sukses, voorspoed, God het 'n plan vir jou lewe, every day a Friday, is niks anderste as wolwe in skaapsklere wat vir ons 'n valse verstaan van God, godsdiens en dan ook die uitdagings van die lewe kom gee. Luister, Job se vrou sê, man, vloek God en sterwe. Job sê van nee, sit jou vinger op jou mond.
Want nou is jy besig om soos 'n dwaas te praat, soos een sonder verstand. Sal ons nie die goeie en die slegte uit die hand van God neem nie? Jy sien, Job se teologie was reg en dis wat ons begin het toe ons maandag oor hierdie saak begin praat het. Soos ek die woord lees, so maak die Here my verstaan van hom vas in my hart, sodat wanneer die krisistye oor my lewe kom, ek sal besef, al is daar lyding, al is daar hartseer en pyn in my lewe, ek plaas God nie nou op die regbank nie. Ek probeer hom nie beskuldig van iets wat hy gedoen het, van sadisme of iets nie. Ek besef en verstaan, maar God het ook 'n plan en 'n doel hiermee. Hy is God, ek is mens. Hy is die skepper, ek is die skepsel. Hy is die alleenwyse, ek is beperk in my kennis. Hy ken die toekoms, ek ken net die tydelike, die hede. Dis al wat ek ken. En ons gaan sien, vriende, dat Job deur hierdie krisistyd gegaan het. En ons gaan môre 'n bietjie kyk hoe Job vir 40 hoofstukke, vir maande, deur sekere kwellinge en strydvrae en allerhande goed moes worstel, om op die einde van die dag sy geloof te versterk het in God. En mag die Here vir ons genade gee. Ons môre daarna gaan kyk, om te sien hoe die Here ook vir Job deur hierdie krisistye in sy lewe gedra het. Vriende, baie groete vir u, seën vir u, mooi dag verder. Tada.